Hallo allemaal, het is Jaap hier. Vandag wil ek gaan kyk het na wie is Israel, wat 'n nasie, wat jy kan seker maar sê veldkleur. Is iets waarop ek verskriklik hamer gewoonlik en ek gaan ook nie nou nie. Maar ek wil in elk geval daarna kyk want die volgende video wil ek maak oor hierdie spesifieke nasie of hierdie spesifieke ras van mense en wat hulle doel gaan wees in die toekoms. Veral na die tweede Exodus, wat is dit wat Jehovah wil hê hulle moet vir hom doen. Want Jehovah gaan hierdie spesifieke ras van Israel gaan hy gebruik om sekere dinge te vervul op die aarde. En dit is iets wat ek oor gebid het al vir Jehovah gevra het. Wat is daar 'n spesiale doel vir die afstammelinge van Abraham, die fisiese afstammelinge? Ek praat nou nie van iemand wat Joshua aangeneem het as verlosser en hulle nou self sien as Israeliete nie. Ek praat nou van die fisiese afstammelinge. Of daar 'n spesifieke rol is vir hulle of 'n spesiale doel wat Jehovah vir hulle het hierso op aarde. En ja, dit is so die bloute wat ek daaraan gedink het en daaroor gebid het en toe voel ek het gevoel Jehovah het dit nogal vir my geantwoord toe ek die profeetboeke deurgaan van die Bybel. Toe het ek daar uit 'n klomp goeters gesien wat handel oor Israel en wat hulle gaan doen in die toekoms. Maar dit wil ek doen in 'n volgende video. Ek wil eers die grond so van watter ras is Israel. Ons gaan maar 'n paar Bybelverse wat daarna verwys. Daar is nie te veel nie, want die Bybel hamer het nie wel baie gehamer nie. Miskien het hulle nie gedink dat gaan 'n probleem word in die toekoms nie. Maar gelukkig is daar maar verse wat nog steeds daaroor praat. Of dit noem wat 'n ras is Israel. So kom ons begin maar by Adam, die woord Adam. Want onthou Jehovah het vir Adam gemaak en Eva. So Adam en Eva is dieselfde ras, want Eva is uit Adam se liggaam gemaak. En Adam, as ons gaan kyk wat beteken die woord. Beteken Radi, to be red, Radi of Nazarites. Want onthou, Radi nie soos 'n bruinrooi of donkerrooi of wat ook al nie, dit is Radi wat gepaard gaan met die Nazarites. Ek gaan later 'n vers lees oor die Nazarites en van Israel of wat ook kan beteken nobles, dit kan dit ook beteken. Maar dit noem daar so dat hulle is beide, ek gaan sommer maar net sê, hulle is beide wit en Radi. So hulle is wit en Radi. Nou, to cause to show red, rooi in die gesig te wys, in wat se opsig? To show red in the face, flush or turn rosy, to show blood in the face, dit is soos jy bloos, dan wys jy rooi in jou gesig, en dit is nou die wit nasie wat dit kan doen. So dit is wat die woord Adam beteken. Want onthou, die Bybel handel basically oor Adam en sy nageslag. Nou kyk nou hierso. Hier wil ek verwys na Sarah en Abraham. Hier sê Abraham dat hy en Sarah is familie, ons weet dit seker almal, maar hier sê dat Sarah is sy suster. Hulle het dieselfde pa, maar hulle het verskillende ma's. So hy het basically met sy suster getrou. En maar ek noem dit want ek wil vir julle lees van hoe het Sarah gelyk. Kom ons kyk hoe het sy gelyk. Waar het ek hierso?
Hierdie gaan ek in Engels lees. The following is a description of Sarah from the Genesis Apocryphon. It's a extra Bybelse book. Page 486, published by Penguin Classics. And beautiful is her face, how fine are the hairs of her head, how lovely are her eyes, how desirable her nose and all the radiance of her countenance, how fair are her breasts and how beautiful are all her whiteness. Hoe prachtig is haar wit vel, is wat hy sê. Sarah was blijkbaar baie wit, en hierdie koning, blijkbaar is dit die koning wat met haar wat getrou het, en toe besef hy, dis Abrahamse vrou, hy het blijkbaar hier skryf oor haar, hoe mooi sy is, en sovoorts. Ek het lees nou maar net 'n stukkie daarvan, en hy sê, sy is baie wit, sy is wit en fyn gebou, en sovoorts, ja. Maar ja, so duidelik sê hy dat sy is wit, en sy en Abraham was familie, basically broer en suster. So mens kan nogal aanneem dat Abraham is ook dan wit. Nou wil ek net noem hier van Noach, nog voor Abraham. Hierdie is a fragment of the book of Noah. And after some days, my son Methuselah took a wife for his son, and she became pregnant by him and bore. And his body was white as snow and red as the blooming of a rose. Sien, hy was wit en ruddy. And the hair on his head and his long locks were white as wool and his eyes beautiful. So ons sien hierso, Noach was ook wit. Nou, ek kan het sommer vinnig vir julle gou noem. Nie al 3 seuns van Noach is wit gewees nie. Shem en Jafet was wit, vir hulle is dieselfde ma gehad. Ham was nie wit nie. Ham is sy ma was Naama, so afstammeling van Kain. En ek wil gou iets hier so kyk. Ja, soos ek gesê het, Noach was ook wit. En Sem en Jafet is wit gewees. Dan was Ham was nie wit nie, hy was swart of donker, meer donker van vel as die broers, want sy ma was donker. Sy ma was afstammeling van Kain. Kain sy nageslag, nou basically Naama was die dogter van Lamech aan Kain se kant. En Lamech het vir Jahwe gebid dat hy het geweet die vloed gaan kom, en hy het gebid dat Jahwe sal iemand van sy nageslag spaar met die vloed. En toe het Jahwe toegelaat dat Naama met Noach kan trou. So Noach het 2 vrouens gehad, maar net een vrou het dit op die ark gemaak, so Naama het seker maar doodgegaan voor die vloed. Maar sy het Ham gehad, en so het die geslag van die slang voortgeleef, want Jahwe het ons 'n profesie gegee van die slang wat hom in die hakskeem byt, en hy wat sy kop vermorsel. Dit verwys na Yahushua, die profesie. Yahushua wat Lucifer, die slang, sy kop vermorsel, terwyl hy hom in die hakskeem byt. So as Jahwe nie toegelaat het dat van Kain se geslag deur die vloed kom nie, dan sou daardie profesie weggeval het, en dan sou dit nie kon vervul word nie. Maar natuurlik het Jahwe dit toegelaat dat dit voortgaan. So Ham het is van Kain se geslag, en soos in Engels sê, the serpent seed, want Eva se sonde was seks met 'n gevalle engel, en hulle vermoed dit is Lucifer self. En dit is hoekom haar straf was, sy gaan swaar kinders kry, en hy het ook gesê toe die profesie van die saad van die slang en die saad van Adam, so duidelik verwys het na seks.
Maar daar is bewyse ook in die boek of Maccabees, in die Infancy Gospel, wat praat van Josef. En ja, hulle verwys na haar sonde as seks, nie appels eet nie. In elk geval, dis wat ek daar wou gewys het. En ja, hier sê sy suster, so, hulle is wit, Abraham en Sarah is wit. Nou wil ek kyk na Abraham het Isak gekry. Ons kyk gou Isak. Ja, Isak gekry. Isak het getrou met Rebekka. Rebekka was Laban se suster. En nou Laban het 'n slaaf gekoop genaamd Rofeus. Hier is sy naam. Hierdie is the Testament of the 12 Patriarchs. Dis Naphtali se testament. Voor sy dood het hy dit vir sy afstammelinge gesê, vertel. Dis lewenslesse wat die 12 broers vir hulle nasatig gegee het. Oor waarvoor hulle moet pas op in die lewe en die lesse wat hulle geleer het. Is eintlik baie goeie boek om te lees hierdie. Hierdie boek, of jy kry dit in 'n apokryfe boeke, die testament van die 12 patriarchs. En in elk geval, hierso praat Naphtali van sy ma, sy afkoms, wie is haar pa. En dis wat ek wil lees hier, want ons weet dat Laban het hierdie 2 dogters, saam met sy 2 dogters vir Jakob gegee. Hulle, die 2 dogters moes omsien na Rachel en Leah. En nou wil ek vir julle wys dat hulle is van waar hulle vandaan kom. Hierdie 2 ouens. Nou, Rofeus was Chaldean, so ons sien, hy was ook familie van Abraham. Jehoah-fearing, freeborn and noble. Hy was 'n noble. And he was taken captive and was bought by Laban. Hy het 'n slaaf geword, hulle het seker met oorlog gewen, wie ook al, en hom toe as 'n slaaf weggevoer, en toe het Laban hom gekoop, want hy is ook Israeliet. Hy is ook afstammeling van Adam, van Abraham se familie. En so Laban het hom gekoop, and he gave him Una, his handmaid, to wife, and she bore a daughter and called her name Zilpah, and the name of the village where he was taken captive. Dis waar hy toe vandaan is, die village, Zilpah. And next she bore Bilhah. So, Zilpah en Bilhah, die 2 vrouens wat vir Rachel en Leah gegee is, om hulle te help. Handmaids. Dit is, hulle is ook afstammelinge van, so, wat ek wil sê, hulle is ook wit. Hulle is ook familie van Abraham. So, kom ons kyk wat beteken die woord Laban. Ek moet dit hier iewers hê. Ek sien dit nou hier nie, so ek moet dit seker maar dan intik, anders gaan ons hier daarby uitkom heen. Maar Laban, hier is hy. Ons kyk wat beteken die woord Laban. And Rebekka had a brother and his name was Laban. Hier sien ons dat Rebekka sy broer, sy naam is Laban. Rebekka is mos Isak se vrou. Sy het Isak se vrou geword. En dis hoekom sy het vir Jakob
teruggestuur dan na haar broer toe, Laban. Nou kom ons kyk, Laban beteken as jy nou eendag wil ingaan hierso. Dis 'n bietjie stadig vanaand hierdie internet. White, dit beteken wit. So Laban beteken wit, want hy is wit. Dit is nogal interessant as sy naam dit beteken. So, dit beteken Laban se dogters, Rachel, sy suster, Rachel en Leah, is wit. En ons het gesien die ander twee vrouwens, Zilpa en Bilha, hulle is ook wit. So, tot by Jakob toe kan ons sien, dit is allemaal wit. En selfs al 4 die vrouwens wat vir Jakob kinders gebaar het, was wit. En dus kom Israel is wit. Nou waar is ons nou? Ja, hierso praat hulle van Leah's meid Zilpa, is haar, soos jy kan sê in Afrikaans nou maar bediende, Zilpa, sy was ook wit. Haar pa sy naam is Rafeus en hy is familie van Abraham. En dan Leah's en dan die ander een, Rachel's meid Bilha. Jy sien? Ja, so hulle 4 het so, en dit is nou die 12 stamme. En dit is die 12 stamme geword van Israel. Dit is 'n wit nasie. En dan natuurlijk, kyk hierso, praat hy van die Israeliete. Lamentations 4 vers 7. Her Nazarites, wat ook nobles kan beteken, were brighter than snow and whiter than milk. They were more ruddy in body than rubies, like sapphire in their appearance. Nou kom ons verduidelik vir hierdie. Ons sien, hy sê dat duidelik hulle is baie wit, hierdie Israelite nobles, Nazarites. Nou, hier is 'n sapphire. Nou, wat verwys hy na as hy verwys? Die are aan hulle vel, lyk so sapphire, so blauw, wat so deurskyn deur die vel. Hulle is so wit, jy sien die blauw are so op hulle vel. Dis die sapphire waarna hy verwys, saffier. En dan die rubies is die kleur, rubijn, ek is rubijn in Afrikaans, nee. In elk geval, dit is weer as hulle bloos of hulle vel het so rooi kleur, as mense in die son is ook, vooral. Jy bly nie spierwit nie, jy het so rooi kleur op jou vel, en ook as hulle bloos, wys hulle rooi in hulle gesig, en dis waarna dit verwys. Ons sien, hulle is beide wit en ruddy. So, hierdie ruddy kan nie beteken dan hulle is bruin of rooi bruin van vel nie. Want hy sê duidelik, hulle is wit soos melk. En dan is hulle ook ruddy. So daar is sekere dele van hulle gesig, so partykeer maar ook op die wange byvoorbeeld, is hulle 'n bietjie rooi. Dis mense gewoonlik, maar wit mense maar 'n bietjie rooi. En behalwe as hulle nou meer in die son kom, dan word hulle bietjie bruiner. Partye word net rooi en dan weer wit. Maar ja, dit is hoe dit maar is. So duidelik, sover sien ons dat die Bybel sê, die wit nasie is Israel. Ons lees ook daar so, ek dink ek het dit hier neem, van Dawid, dat hoe Goliath hom sien, toe sien hy is fair and ruddy. Nou die fair kan nie verwys na, hy is 'n mooi seentjie nie, want daar was Goliath dan skeef gewees, dat hy gesê het, gedink het dat Dawid is mooi oukie, en dit is wat dit sê nie, dit sê dat hy het nie, glad nie van Dawid gehou en hoe hy lyk nie, dat hy is fair en ruddy. Nou, die fair kan ook beteken, mense is lig van vel,
En dit was wat Dawid was. Hy was lig van vel en hy het rooi skynsel gehad op sy vel, want hy was ook maar 'n skaapwagter. En baie in die son, so het maar so rooierige wit vel gehad. En dan so kom Goliat nie gehou het van wat hy sien nie. Hy was seker maar 'n bietjie rassisties, ek weet nie. Maar ja, daar het ons dit van Dawid, hoe hy gelyk het. Ga hierdie toemaak. En voor ek aangaan hierso met die nog 'n paar verse, of ja, kom ek gaan maar eers na die ander verse. Ons gaan na Songs toe. Songs of Solomon. Nee, ek gaan nie so daar opkom nie. Song of Solomon. Solomon. Ja, ek weet nie wat die aan. Song of Solomon. Verkeerde goed kom op. Kom nou. Eens kyk wat kom op as mens het weer intak. O ja, dit is nou by die regte ene. Ja, dit is nou gesukkel. Vers 6, 1 vers 6. Do not look upon me because I am dark, because the sun has tanned me. Swart is wat wil sê, hulle is nou Israeliete. Dit is nou een van die vers wat hulle gebruik, want hierdie daar, party plekke sê black, en in sekere vertalings, nou, hulle lees nie so ver, dat jy, dat hulle wys vir almal dat hulle praat eintlik nonsens nie. Want hier sê dit duidelik dat sy is donkerder van vel, soos in haar gesig en arms, want die son het al gebrand. Nou wil hulle nou vir my sê, swart is swart, want hulle was te lank in die son gewees. Dis mos nou nie so nie. So sy is donkerder van vel, want sy het getan. Sy was baie in die veld. Sy het ook omgesien na, ek dink sy het ook wat het sy gedoen? Ek kan nie onthou nie. In die wingerd gewerk. Ek is seker nie, maar in elk geval, sy het ook gewerk in die son, so sy het donkerder in haar gesig gewees, omdat sy baie in die son gekom het. Ons kyk volgende 15. Behold, you are fair, my love. Behold, you are fair. You have dove's eyes. Nou duiwe, dit was so gryserige kleur, kry blouerige duiwe, gryserige duiwe, allerhande kleure, maar as hy na duiwe verwys, ek het verwys na die gryserige blouerige kleur van die duiwe, so die vrou het blou Psalm 4 vers 1. Ek gaan daar. Behold, you are fair, my love. Behold, you are fair. You have dove's eyes behind your veil. Weer eens, hy het sulke grys, blauwige oë. En dan 5 vers 10. Hier is het sy wat praat. My beloved is white and ruddy. Weer eens, haar geliefde is wit en het 'n rooi skynsel op vel. Chief among 10,000. Ja, so hierdie Israeliet wat sy nou van praat hierso is wit.
Dit is 'n goeie vers om te ken, om te wys dat hulle is wit. His eyes are like doves by the rivers of waters. Weereens, haar geliefde se oë is ook blaugrys kleur. En ja, ons sien hy is wit en hy het blouerige oë. Dalk vir sy German. Maar ja, grap aan net. So dit is wat hierdie boek sê van die Israeliete. Hulle is ook wit, hulle het blou oë, grys oë. Natuurlik hulle ander kleure oë ook, maar hierdie verwys spesifiek na die wit nasies. In Samuel 17. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was only a youth, ruddy and, hier sê in hierdie vertaling sê good looking, maar dit stem nie ooreen met wat die vers sê nie, he disdained him. So hy het nie gedink hy is aantreklik nie. As jy kyk in die King James version, wat ek voel meer akkuraat is as hierdie ene. And of a fair countenance. He is ruddy and of a fair countenance. 'n ligte vel, 'n rooi geskans kleur op die vel. Dan kom ons nou by hierdie vers. Sê Jahoua van Israel, you only have I known of all the families of the earth. Therefore I will punish you for all your lawlessness. Die wit nasie, die Israel nasie, is die enigste nasie wat hy ken. Nasies op die aarde. En dit is ook maar hulle straf, want hy is lief vir hulle, wat hy wil hê, hulle moet sy gebod gehoorsaam. En vandag dink jy wit nasies, nee, ons gaan dit doen nie, want ons eintlik is hulle. En so hulle is veronderstel in elk geval die gebod te gehoorsaam. En as hulle wil Joshua aanneem as hulle verlosser en hom dien, dan moet hulle ook die gebod gehoorsaam in elk geval, want dit is wat hy die mense geleer het. Joshua het ons gesê, die mense moet die gebod onderhou, as hulle gered wil word, hulle moet sy voetspore volg, hy die gebod onderhou. Daar is geen verskoning vir enigiemand wat Joshua wil dien en volg nie. Hulle moet sy voetspore volg, hulle moet ook die gebod onderhou, soos Johannes 15 vers 10 sê dit duidelik, hy het die Vader sy gebod onderhou, en so moet die mense sy gebod onderhou, en hy het gesê ook dat alles wat hy gespreek het, is wat hy by die Vader gehoor het, in sy wet. So dit is wat hy die mense geleer het, en hulle moet ook die Vader sy gebod onderhou dan. Maar in elk geval, dis wat ek wil sê hiervan. Mens kan ook kyk na die Shroud of Turin, as jy die print op die image, kan nie die ding kan nie woord nie, maar die image op dit sien, kan jy sien, dit is die gelaatstrekke van Caucasian male, van 'n wit mens, sy gelaatstrekke op daai lap. Want Joshua was wit. En as jy kyk na die, ek het dit nou nie opgebring nie, maar die historikus tussen boeke, Pontius Pilate en was 'n paar ander, wat verduidelik het hoe het Joshua gelyk. Hulle sê hy het ligte bruin hare gehad. Ek dink soos 'n chestnut kleur. Hy het blouerige, gryserige oë gehad. Hy was lank, skraal, hy was wit, rooierige kleur op die vel. En dit is maar hoe hy gelyk het. Hy was ligter as die mense om hom, maar in elk geval, dit is Joshua, hy was ook wit. Snaaks dat in hierdie tyd van ons leef,
is asof die duiwel leuns saai onder die verskillende rasse om te sê ons is Israel, terwyl die wit nasie die Israel is. Sê of hulle is wie hulle is nie, want dan kan hulle die ewige verbond wat Jahwe gesluit het met Abraham, kan hulle weer daarin beweeg. Jahwe het 'n ewige verbond met Abraham gesluit, dat hy Israel, die wit nasie, sal seën as hulle natuurlik soos Abraham hulle voorvader Jahwe se gebooie onderhou, dan kan hy vir hulle weer in die beloofde land inbring en hulle ryklik seën. En dit is wat hierdie wit nasies wat nou afgode aanbid nog steeds vandag, wat hulle moet doen. Hulle moet terugdraai na Jahwe se gebooie toe. As hulle sy seëninge en sy beloftes in verband met daardie verbond wil ontvang. Want Jahwe sê dat as hulle gehoorsaam is, dan sal hulle heers oor die Edomite, oor Esau se nageslag. Maar as hulle ongehoorsaam is, dan kry Edom, die mense wat hulle self Jode noem vandag, kry hulle die oorhand. En ons kan sien, hulle het die oorhand, want die wit nasies leef wetteloos. En ja, die duiwel is net te bly as die mense wetteloos leef, want dan word hulle kragteloos. As jy wetteloos is, dan want dan kan Jahwe se beloftes nie meer vir jou geld nie. Want jy moet in elk geval wys deur jou werke dat jy aan hom behoort. En daar is een vers wat swartes hou van om aan te haal, die enigste vers omtrent in die Bybel wat hulle kan aanhaal, wat kamstig laat lyk asof Joshua swart was. Ek weet nie hoe kom hulle daarby uit met hierdie vers nie, maar ja, hulle doen backflips deur hoops om daarby uit te kom. Vers 14, his head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. Hier is Joshua verskyn aan Johannes, sy verheerlikte liggaam. Hy sê dit, dat hy praat van die hare, sê hulle ook, maar kyk, die hare sê hy soos wol, en hulle wil nou sê, dit praat van die tekstuur van die hare. Maar duidelik sê dit sneeuw ook, so het sy hare dan die tekstuur van sneeuw. Maak nie sin nie. Nou, dit sê wat hulle miskyk, is, dit sê sy kop en sy hare is wit. Oeps, dit moes eintlik gesê het, seker maar sy kop is swart en sy hare is wit. Is dit bietjie na hulle verwys, maar duidelik verwys het glad nie na 'n swart persoon nie. Sy hare en sy kop is wit. So hulle kan nie eers hierdie vers gebruik om te bewys dat Joshua is enige ander ras as wit nie. En ja, soos Adam was wit en Joshua is dan ook wit. Maar dit is maar die verse wat ek wil gewys het oor Adam en tot by Joshua en Israel, dat hulle is die wit nasie, wat hulle noem die Caucasian nasie. Maar onthou, daar is van Jafet is ook wit, so nie almal oor die wêreld wat wit is Israel nie, maar baie anders natuurlik maar van Jafet. Soos die Russe, hulle is hoofsaaklik maar van Jafet. Maar as jy kyk na die geskiedenis van Israel, na hulle ballingskap, die 10 stamme, 10 en 'n half stamme, het hulle getrek na Arsarif toe. Dit lees ons in 2 Esdras 13. En Arsarif is in Noordoos Asië. Daar versprei oor Asië en Europa van daar af. En ek vermoed hulle was die genoem die Tartarians of die Tatars. En dit beteken remnant, oorblyfsel. Dis wat daai woord beteken volgens die ou boeke.
Ja, en hulle was die wit nasies ook dan daarbo. Hulle is ook soos die Vikings, was ook van hulle. Die Romeine, hulle is van Israel. Die Grieke, en hulle, ja, dis alles wit nasies van Israel. Maar ja, dit is, as mens 'n bietjie na die geskiedenis kyk, dan sien mens ook maar die wit nasies is Israel. Hulle het dit ook opgeskryf in hulle boeke, waar hulle vandaan kom. En ja, ek dink dit is wat ek wel gesê het oor hierdie onderwerp vir nou. So ek in die toekoms sal ek seker kyk dan na nou, wat is die doel van Israel hier op aarde in die tyd waarin ons leef? En ja, julle moet julle dag geniet. En dus kyk of ek die ding kan stop. Goed gaan, bye.